Hoi daar allemaal, ek is Marlijn, welkom by Jikkeldiefie en vandag wil ek vir julle leer hoe om hierdie wonderlike, fantastiese spitsoorkeppie te maak, noem het ook die cat hat. Dit bring vir my baie vreugde, ek is gaande oor hoe hy sit, ek kan hom 'n bietjie langer maak, ek kan hom 'n bietjie korter maak, hy rol ook baie gemaklik, draai en swaai en hy gaan meeste mense ook fit. Ek doen dit met die Nirvana Chunky en regtig, dit is die fluffieste, cuteste dingetjie ooit en dit is so maklik om te maak. Die moeilikste gedeelte is al die fluff. Al daai wolletjies is om jou steke tussen die wolletjies te sien. Die res is so eenvoudig dat enige iemand dit kan doen. So, kom ons begin. Hallo, hallo. Kom ons kry die mates vir hierdie ouetjie. Ok, hy is nou lekker lank, kan hier uit. Hy sit gemaklik. As jou kop 'n bietjie kleiner is, dan maak dit ook nie vreeslik saak nie, want hy is lekker dig. Die wol wat ek vandag gebruik, jy kan natuurlik iets anders te gebruik, maar as dit 'n chunky is en 'n fluffy is, mag dit dalk dieselfde uitwerk as myne. Ok, vandag gebruik ons Nirvana Chunky, Perfect Happiness. Ek moet saamstem. En die naaldgrootte is 4.5 tot 5.5, maar ek gaan 'n 5 mm gebruik. Hy het vir my ontsettend gemaklik uitgewerk. En wat is hierdie ene se kleurnaam? Loving Lilac. Kyk hoe mooi. Love it. Loving Lilac. Ok. Ons mates gaan uitwerk soos volg. Ek het hom nou klaar gemeet en dit is hoe ek nou gemeet het. Nou net laat hy gemaklik sit. Die hoekie werk uit, ja, so om en by, dit was so 60 cm wat hy in deursnee is, of om is, en sy lengte, is dit nou sy radius is 60, al in die ronde is 60, en dan in sy lengte, ek wil nie sê die breedte nie, sy lengte werk so net 'n klein bietjie oor die 30, kom ons sê, dis veilig om te sê so 30 cm. Ek wil nou nie in sulke vreeslike maat is, en ek gaan nie, maar ja, kom ons sê dit is 60 by 30 cm, en as ek my steke gaan meet, ek het hom van in binne 10 cm, het ek 15 steke, ja, in die breedte het ek 15 steke binne 10 cm gekry, en dit werk basies op die hoeveelheid steke wat ek hier het. Ek het 45 in my breedte. Dit gaan ons hoeveelheid steke wees wat ons die missie gaan werk, en dit werk nou so uit 15 maal 3 is 45, en dan ek het 11 rye gekry in 10 cm, en 11 maal
11 maal 6, want 10 gaan ons 6 keer 61 in, is 66, wat perfek is, want ek het my hoekie basies met die 66ste, of was die 65ste, rond ry vastgewerk. Hierdie is baie eenvoudig. Dis 'n 2-ry repeat. Jy maak jou ketting en dan doen jy jou halwe been en jou halwe been in die agterste vlegsel of in daai derde beentjie. Ons sal hom nou wys. En jy maak basies net 'n lang pand. Jy doen jou 45 steke en jy gaan aan met jou rye tot jy 60 cm het of 65 rye het. Dan werk jy hom toe aan van die een kant en dan toe aan die ander kant en dan los jy net een kant oop en daar is dit maar. Ok, dit is nou die logistics. Enige chunky, fluffy wol, hy is nie 'n baie dik chunky nie. So as jy soos 'n mega chunky of iets gaan gebruik, dan gaan dit anders te uitwerk. En soos jy kan sien, hy is nie net fluffy nie, hy het 'n bietjie tekstuur aan hom, dit lyk pragtig. En dit is plat aan die binnekant. Daar's niks rolletjies of vlegseltjies wat gaan druk nie, dit is net mooi plat. En dan al die tekstuur is hier aan die buitekant, en as jy hom nou omdop, dan gee hy nou 'n ander effek, want nou is al die tekstuur bo, en dan is die plat gedeelte hier om, en hy's lekker dik om jou ore. Hy het 'n groot gedeelte wat om jou ore vou. Ons het altyd 'n ysige wind wat hier in jou ore inwaai, en die wind gaan nie deur hierdie missie kom nie. Definitief nie. So kom ons begin dan nou met die spitsoor missie of my cat hat. Kyk daai oortjies. Dis te cute. Ok. Ons gaan begin met 'n ketting van 56. 46, want ons soek op die einde van die dag 45 steke. Ek het my wol, ek het my naald, en ons maak 'n skuifknoop. En baie versigtig, baie saggies en los, gemaklik. 1, 2, 3, 4, 5. En julle gaan so aan totdat daar 46 kettings is. Ek het my 46 kettings en ek het 'n plekmerkertjie sommer hier by my, en ons gaan nou ons halwe lang bene nie in die vlegseltjies werk. As jy jou vlegseltjie omdraai, sien hulle hier soos sulke beentjies wat in 'n reguit lyntjie in die middel afhardloop. Ons gaan in hulle inwerk. So, hier is my 46ste ketting. Daar is sy beentjie. Ons werk nie eers in hom in nie. Ons doen ons halwe lang been in daai tweede enetjie in. Sien jy, daar is die eerste ene, tweede ene van my naald af. En dit is ons eerste halwe lang been. En onmiddellik gaan ek my plekmerker insit, want jou steke gaan bietjie verlore raak tussen al hierdie flaf. En as jy eers daai eerste beentjie gegryp het, dan gaan die res redelik baie maklik. En maak seker jy gryp al die garingkies, want jy sal sien hy het sy wolgedeelte en dan het hy hierdie twee flafgaringkies. En is maklik om hulle mis te gryp. En ek gaan nou so aangaan, en aan die einde van hierdie ketting behoort ons 'n totaal van 45 steke te hê.
sien julle daarso. Kom ek wys nog net so laaste keer vir daai halwe lang been. Nie in die vlegsel nie. Ons gaan hom, daai agterste beentjie, jy sit jou gare om, asof jy 'n lang been doen. Jy trek hom deur en jy trek deur al 3. Nie te styf werk nie, dit kan lekker gemaklik werk. En dan gaan ons net so aan. Sien julle aan die einde. Ek het my 44 steke en hier gaan my 45ste halwe langbeen en ons fondasiery. Ons fondasie halwe langbene is klaar. Ons gaan nou die 2 ry herhalings doen. Dit is baie eenvoudig. Ons ketting 1 en ons gaan nou weer halwe langbene doen, maar hierdie keer vir die eerste ry en die 2 ry herhaling gaan ons die halwe langbene, sien julle hier is ons vlegsel? Ons werk nie deur die hele vlegsel nie, ons gaan nou werk deur die agterste beentjie van die vlegsel. So hier is my eerste langbeen van die ry, 'n halwe langbeen en ons werk in daai agterste vlegsel in. En ek maak hom klaar. Ek sit sommer onmiddellik ook my plekmerkie hierso. Nou weet ek hier is my begin en my einde en ek maak my volgende ene. Hier is waar ek nou net gewerk het in die agterste beentjie. Doen daai halwe lang bene nou in die agterste been van die vlegsel. En ek wys julle nog een keer, hier is my steek, daar is die vlegsel, ons werk in die agterste been. En so gaan dit vir die hele eerste ry, ja, ons het die fondasiery gedoen en nou doen ons ry nommer 1. En ek sien julle by ons laaste halwe langbeen van hierdie ry. Kyk, mooi wys hy, bring daai ribbetjie uit, daai riffeltjie. Nou, dis nou amper hier aan die einde, nog enetjie oor. Sal daai uit. Kyk mooi, kan 'n mens al daai vlegseltjie vooraan sien. Ok, so nou moet jy nie per ongeluk in hierdie been inwerk nie. Maak seker dat jy kan sien waar jou die korrekte vlegseltjie is, dat jy in die korrekte tweede beentjie in kan werk. En daar is ek klaar. Ok, nou ry nommer 2 van die 2 ry herhaling is nog makliker. Ons ketting 1 en ons draai ons werk. Ons gaan nog steeds halwe lang bene doen, maar in plaas van dat ons dit nou in die agterste been van die vlegsel gaan doen, gaan ons nou soos normaal dit deur die hele vlegsel doen. Soos 'n normale halwe lang been. Okay. Ek vat my plakmerkertjie en ek sit hom in plek. Okay, so ons doen nou dood eenvoudige normale halwe lang bene. En ons gebruik die kom die hele bol saam. Die hele vlegseltjie. Ons werk nie in 'n agterste been of 'n voorste been nie. Ons gebruik nou weer die hele vlegsel soos normaal en dit is dan nou ons ry 2 van die 2 ry herhaling. En kyk hoe lekker blitse gaan hy. Ok, en ek sien julle aan die einde. Ons is nou hier aan die einde van die tweede ry van die 2 ry herhaling. En ons doen die laaste
halwe lang been, ketting 1, en draai. Nou begin ons weer met ry 1, doen die halwe lang been, in die agterste beentjie van die vlegsel, ons merk daai begin, en nou werk ons weer halwe lang bene, elke keer in daai agterste lang beentjie, in die agterste beentjie van die vlegsel. So gaan ons aan vir die hele ry, en dan skep ons nou ons tweede riffel. Dit is weer hier aan die einde. So, maar die straat is exceptioneel besig weer vandag. Ok. En ja, kyk nou mooi. Ons maak die ketting, ons draai, en nou vir die heel maklikste tweede rytjie, doen ons net weer halwe bene in elke steekie. Okay. En dit werk ontsettend vinnig, want dit is ontsettend maklik. Die enigste ding, my advies, tel elke 4de, 5de ry, want met die gare is dit baie maklik om in die eerste ry van die 2 ry herhaling 'n steek op te tel of selfs te verloor. En onthou, hou julle spanning, sê los nie, maar moenie laat jou spanning trek nie. Jy sal nooit sien ek vat om deur my pinkie en allerhande sulke goedie, want dan is my spanning ontsettend styf. Ja, skens, ek moes nou eers weer pause, want soos ek gesê het, die straat vandag is net besig met die karre en die bakkies en die hoeters en die toeters, almal groet mekaar. Vriendelike plekkie ons. Sy. Julle doen nou die eerste en tweede herhaling, totdat julle nou 60 cm bereik het. Afhangende van julle spanning, dit mag dalk meer of minder as 65 rye wees. Hierdie is jou agterkant, mooi plat, en die voorkant het daai pragtige riffelwerk. Ok, en ek gaan nou so aanhou, totdat ek nou of by 60 cm is, of my 65 rye, sal sien wat kom eerste. Ok, ek is nou hier by my 44ste steek, en ek gaan nou nommer 45 doen, en ek is met 'n ry herhaling nommer 2, en nou kom ek agter, ek is nog nie by 60 cm nie, maar my eerste bal is al klaar. Nou ek het nou 2 opsies, ek kan hom knoop, en aangaan, en dan gaan hierdie knoop nou ergens in my werk opeindig, en ek is nie die grootste fan daarvan nie, so ek gaan my my laaste steek afwerk, die gare uittrek, styf trek, en hier was my nommer 45, en ok, kom ek kyk gou, hoe ver het ons gekom met hierdie ouetjie, om net gou dat hy mooi gelyk is oral, kom ons meet hom. So met 1 bal het ek al, kom ek kan so, dan kan julle ook sien, kom sê, 31, 31, hier is hy amper 32, ja, hier waar hy lekker ontspanne is hy 32, kom ek
kyk of ek 'n mooi square kan kry. Sy. Ja, kom ons kleur hierso. As hy bietjie meer ja, as hy mooi ontspanne is hierdie blokkie 32 cm lank en ons kort 60. So dit is ver om te sê, 2 balle gaan meer as genoeg wees om hierdie missie te maak en dan nog om af te werk met die oortjies en als. Ok, so ek het nou my eerste bal, ek eindig sommer hier aan die ry en nou draai ek my werk om. So hierdie stertjies kan ek net inwerk, daar gaan die knopies wees. As die knopie jou nie gaan pla nie, dan maak vir jou knopie en werk aan, want jy gaan 2 van dieselfde kleure aan mekaar vasmaak. En die knopie behoort nie te sigbaar te wees nie, maar ek hou van geen knopies. Net nou trek hy altyd in die agterkant van my kop, dink ek, hy gaan uittrek. So ok, ek gaan die volgende bal vat en maak my skuifknoop en ek gaan daai was ry 2 van die herhaling. So ek gaan nou begin met ry 1 van die herhaling. So dit beteken ek gaan weer in die agterste lissies inwerk. En ek gaan 'n staande halwe lang been inwerk. Kom ek haal gou hierdie houtjie uit. Ok. So ek hou vas my gare en ek draai om. Nou vas ek al 2, want ek wil nie hy moet glip nie, want dan sit ek weer net met 1 op die naald. Ek hou vas albei. En ek bring my werk om, ek wys julle, en ek werk dan nou in daai, nog steeds terwyl ek die gare vashou, en ek werk om in daai agterste beentjie in. Daar het ek 3, en ek hou vas hierdie stertjie. Kyk of ek die hele lot kan vashou, en ek trek deur al 3, en daar het ek my staande halwe lang been, en nou kan ek net verder aanwerk. En hierdie 2 stertjies kan ek net later inwerk. Kom ek merk net daai eerste beentjie, daar is sy. En jy kan niks sien waar enigiets ingewerk is nie. En nou gaan ek aanwerk, totdat ek dan nou 60 cm het. Onthou net as, ons het begin met ry 1 van die 2 ry herhalings, en ons gaan eindig met ry 1 van die 2 ry herhalings, want ons gaan ons missie vaswerk met ry nommer 2. Of dat dit lyk soos ry nommer 2, maar in elk geval, sien julle by 60 cm. Ok, ek het nou my hekelwerkies gedoen totdat ons net mooi op 60 cm is. Let wel, dit is nie met 'n los spanning nie. Ek het hom 'n goeie rek en strek gegee en dat hy nou mooi plat lê en hy werk dan net mooi 60 uit. Perfek. Hier en daar 'n klein bietjie meer. Ek het meeste van my stertjies en my beginpunt is hier aan die bokant en ek gaan nou vir julle sê hoekom. My naald is hier aan die onderkant, want ons gaan nou ons werk vaswerk en ek wil hê al die garingkies en goedjies moet aan die bokant van die missie wees. Ek soek nie enige wegwerkstukkies aan die brim van ons missie nie. Hy moet net lyk soos wat hy is. Daar moet niks terug ingewerk wees. So al ons garingkies moet
aan die bokant wees, dan is jy reg. Ok, kom ons koekeloer gou hierso, ek gaan gou my naald insit. Ek is hier aan die einde van, ek het my herhaling nommer 2 gedoen. Ek het my herhaling nommer 2 gedoen. Ek gedink ek gaan eindig op met herhaling nommer 1, maar ek wil, as ons hom nou inwerk, sien julle hierso is my, hier's een vlegsel, en hier is my ander vlegsel, en ek gaan hierdie 2 stukkies in mekaar in glip steek, dan lyk dit asof hy mooi aan een loop, en hy kan dan nie eens 'n soem sien nie. So dis nou die buitekant van die werk, en ek soek my buitekant van die werk aan die binnekant, so ek gaan hom nou omdraai, met my, hierdie is nou my binnekant, wat aan die buitekant, en hier is my buitekant, hy moet nou aan die binnekant wees. Ok, en ek gaan hom werk die hele sy deur, en wanneer ek op die hoek kom, dan gaan ek hom hier bo langs ook vaswerk, so ons het 2 sye, so daar gaan net 1 opening wees. Ons werk hom nou al die pad hier oor en terug. En ek gaan hom werk met 2 bene en hierdie voorste. Jy kan hom, ek dink is veilig om te sê, ons kan seker maar al 2 vir 'n goeie vaswerk deur al die beentjies en ons glipsteek. Deur hierdie 2, nou moet ons mooi kyk hier tussen al die wolle. En glip hom deur. Moenie styf werk nie, julle. Werk met 'n lekker ligte hand. Deur hierdie 2 en daardie 2. Julle is natuurlik weer eens meer as welkom om julle eie tegniek te gebruik. Julle kan hom met 'n naald vaswerk. Ek het reeds die stert en die wolle hier, so ek gaan maar net aanhekel. Deur die eerste vlegsel, deur die tweede vlegsel, julle sal sien die volle vlegsels is hier op my naald. So hier is 1, 2, 3, 4, 5 loops en ek glip steek deur almal, deur daai ene en deur daai ene. En hy maak 'n mooi, sien hy lyk nou soos die res. Hy lyk nou soos die res. En ek gaan nou so aanwerk totdat ek hier bo is. Dan kyk ons weer. My glipsteke vir die kant het perfek uitgewerk, want ek het net mooi 45 steek aan die een kant, 45 steek aan die ander kant, en ons kon saam afeindig. Ok, nou, hier is ons nou al die sterkies en die goeietjies. Hulle bly maar net hier so aan die buitekant. As jy wil, kan jy hulle saamwerk, maar ek gaan my sterkies om in die ore wegsteek. Ok, nou, ek gaan vir hierdie ry 'n glipsteek, vir daai ry 'n glipsteek, daai ene en daai ene. Jy sal sien hier soos 'n baan, en elke baan, kom ek wys bietjie nader. Hier is my een baan. Hier is my volgende baan. So moet jy van bo af ook kyk. En julle sien hier soos 1, 2 en 'n middelgedeelte. 1, 2 in 'n middel. 1, 2 in 'n middel. 1, 2 en 'n middel. Nou jy hoef nie by die middel te werk. As dit vir jou gemakliker sal wees, dan kan jy, maar ek gaan net hier in elke 1, 2, 1, 2, 1, 2 glipsteke inwerk, en dit gaan lossteek wees, dit gaan nie baie vas wees nie. Kom ek
begin sommer klaar aan hierdie kant. Al die stert en die goed in die heel eerste ene in. Glipsteek. Hier is my volgende baan en die agterste baan. Is 'n bietjie stywer en glipsteek. Ek gaan nie in daai ridge inwerk en daai riffel nie. Ek gaan nie in die volgende loopie en glipsteek. Sien julle, daar is die volgende baan. Ek gaan nie in daai riffel inwerk nie, maar ek gaan in daai steekie inwerk. Nie in daai riffel nie. Ag ja, maar ja, anderstens, julle is meer as welkom om hom net te wing. Ok. En ek gaan maar nou net, so jy kan hom met die oog vang, of jy kan nou in elke baan 'n glipsteek doen. Wat ook al vir jou gemaklikste gaan wees, onthou hierdie gaan aan die binnekant wees, solank daar net nie gaatjies aan die buitekant is nie. En ek gaan nou al die pad tot op hierdie punt werk. En dan is ons missie toegewerk. Ek sien julle daar. Ek is nou heel deurgewerk. Ek het net so om my sterte gewerk. Ek het nie my sterte ingewerk nie. Onthou, die manier hoe ek my 2 balle afgeëindig het en weer die nuwe ene begin het, maak dat hy reeds 'n knoopie het, so hy gaan nie net van self uitrafel nie, so hy kan rustig hierso aan die kant hang. Ek het nog net die laaste stukkie wat ek moet vaswerk en dit gaan so eenvoudig wees soos net my hak deursit. Van die een kant na die ander kant en die laaste glipsteek doen. En ek gaan hom afwerk, so ek trek nog 'n laaste keer deur. Ek knip my gare. En daar is dit klaar. Sien jy dit nog mooi en lekker rek. Ok, so dit is die binnekant. Hier waar al my sterte woon. En ons gaan die werkies omdop. Ons hoekie. Want ons gaan ons ore maak van die buitekant af. Nou, spitsoortjies is mooi spits, so maak seker jy druk daai hoekies uit, en daar is hy, ja. Hy het so 'n bietjie van 'n naad hierbo, maar dit is fyn. Ons gaan hom inwerk. En hierdie naad hier aan die kant, gaan soos ons hom dra. Kyk daar, as jy hom uittrek, hy lyk soos die res. Kan jy nie sien waar daai naad is nie. Maar die naad is in elk geval aan die kant. Hy gaan nie in die middel of agter wees nie, hy gaan heel wegblend. En al my sterte gaan ons aan die binnekant vaswerk. Jy hoef hom nie eens vas te werk, ons gaan hom in die ore in wegwerk. Ons sal nou daarby uitkom. So kom ons doen gou die mates vir ons ore. En dan is ons amper klaar. Kan julle dit glo? Lekker vinnig. Maak seker jou hoekie is mooi boogrek. Tot sy volle lengte. En nou gaan ons, kyk die missiekie is, hy is mos nou so 30 cm en ek gaan 9 cm in. Sit ek my een merkertjie. Ek sit hom sommer net hierbo.
en 9 cm af. So ek wil hom net so minder as 'n derde, want hy is mos nou 30 cm, so sou dit mos nou 10 gewees het. Maar ek soek my hierdie gedeelte nie te smal nie, anders gaan hy nie lekker op jou kop sit nie. So jy kan kies 8 tot 9 cm, ek gaan 9 cm, so hierso al by hierdie kante is 9 en 9, en ek gaan nou gou aan my ander kant, (9 cm, kyk hoe mooi werk hy uit, so op die vlegseltjies. En onthou, dit is my buitekant, dit is die regte kant wat nou buite is, ons werk nie nou aan die binnekant nie, ons gaan nou van die buitekant af inwerk. Ok, en hierso is my 9 cm. En dit is waar ek nou my oortjies gaan inwerk. Ok, so kom ek kry my naald en my gare, en ons werk hom in. Ek het my naald, ek het my gare, ag, ek is my lekker lang stukkie, bietjie langer is in liniaal, ek hou van speling. Hierso is my eerste oortjie wat gewerk, ek gaan van die onderkant of van die sykant af opwerk, maar die bokant van die kop. So ek gaan nie van bo af onder die werk, ek gaan hom opwerk. Ag ja, dit maak seker nie saak nie, maar soos ek voorheen genoem het, ek soek al my gare hierbo. En ons kan enige plekkie begin. Ok, ek los my 'n sterkie hierso. En nou gaan ek hom deurwerk, zigzag, agtertoe, vorentoe, al die pad tot ek wil nie te groot steke maak, ek wil eerder kleiner steekies maak, weet ek my oortjie gaan mooi netjies wees, maar ek wil nou nie so baie steke in maak, dat ek hom nie kan insinge nie. Korrel hom net so met die oog, al die pad na my boonste plekmerkertjie toe. Maak seker jy steek nie jou eie vingers raak nie. Dit is amper daar. My laaste enetjie, ek gaan hom nie uithaal. Hierso in. Ok. So nou hier is my een punt, my ander punt, en jy kan hom nou net intrek. En daar vorm hy vir jou nou 'n mooi oortjie. Daar sy. En ek gaan hierdie 2 punte bietjie heen en weer werk, seker te maak hy hou my oortjie nou mooi styf vas. Ja, is moeilik om te sien, maar dis my fantasties, want dan sien jy niks gare wat uitsteek nie. Ons kan altyd die oortjie mooi maak na die tyd. So ek gaan hom nou nog 'n paar keer so deurwerk. Daar sy. Ons my ster. Ok. En dan nog so 'n bietjie. Nog 'n laaste keer. Waar is my naald? Daar is hy. Ok. Lekker, lekker.
En hy is goed styf. En nou is hulle sommer hier by mekaar. Ek gaan hom net hier so vasknip. Ek gaan hierdie dingetjies nou in my pad. So haal hom uit. Ek gaan hulle knoop. Nog knoop gee. Daar, en daar is my eerste oortjie. Ek gaan nou dieselfde doen met die ander oortjie. Ons herhaal met die ander kant. Ek het weer eens vir my lekker garingkie langer, net mooi langer as 'n liniaal. Ag, kyk wat wil ek nou doen. En ons kry hom gereed en ek vat hom hiervan onderaf boontoe. Steek hom sommer net hier in en nou werk jy hom dwars deur deur al die garingkies. Natuurlijk, ons doen niks maklik nie. Ek maak seker het nog genoeg stert aan hierdie kant. Ok, en ons werk hom nie te klein steke nie, ook nie te groot nie, aan die pad. En dit gaan baie vinnig. Die naald waarmee ek werk is nie heeltemal stomp nie, so hy gaan deur die garing self. En dis kom hy 'n bietjie snaak, maar aan die een kant is dit vir my ook fyn, ek weet my gare gaan mooi sit. Ok, nie is ons aan die einde, kom ek kry hom uit. Ok, en ek gaan hierdie enetjie ook uithaal. Ek sit hulle alweer in my pad. En nou gaan ek hom intrek. So laat hy 'n mooi oortjie vorm. Baie manipulasiewerk. Ok. Jy moet ook 'n mooi oortjie maak. Soos ons maatjie hierso. En ons werk hom weer deur, né? Ok. So ek werk hom nou weer terug, terwyl ek my oortjie vorm. Sy, vorm my mooi oortjie. Net soos wat ons hier gemaak het, dat hulle mooi dieselfde lyk. En ek gaan hom nog so laaste keer terugwerk. Daar sy, maak seker jy druk hom die mooi deur. En dan nog een keer terug na my ander garing. Hier is ons twee mooi oortjies. Kyk net daar. Ok, kom ek kry hierdie ouetjie hier so uit. En ek knoop hom. Maak so met twee mooi knope. En ek gaan hulle net so, onthou, hierdie garing is so baie toentjies en garingkies, ek gaan hom net in my oor inwerk, dat al daai net in die oor is. Kom ons kyk of ons die ander ene ook kan deurkry. Het is nou so gemors van garings. Kom nou. Kom ons probeer weer.
Assai, daar is hulle almal deur. En ek wil, jy sal voel die oortjie is hol aan die binnekant. So, ek wil hom deurtrek. Oef! Ja nee, hy is nie gelukkig nie. Ok, waar is my stert? As ek al my naald af, en dan wil ek daai stert net lekker inwerk. Seker daai garings is hier aan die binnekant. Ok. Ek gaan hom afknip en verder terug insit. Dis sy. Ha 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 ha. En niemand sien ons garingkie nie. Kyk ons oulike ou oortjie. En daar is ons ander oortjie. Kom ons werk gou die ander gaar. Ek gaan die ander presies dieselfde doen. Dieselfde met die ouens hier binne. Ek gaan kyk waar is my oortjie. Ek gaan hom daar inwerk en ek gaan daai garing hier binne los. As gevolg van die natuur van hierdie garing, gaan hy nie uit die oor uitkom nie. So jy hoef nêrens in te zigzag deur te werk of niks nie. Jy sorg net dat daar genoeg van die garing in die oor is, voordat jy hom afknip. En daai garing gaan nie hier uitsteek nie, as gevolg van al hierdie wollerige garingkies en toentjies. En ja, jy kan jou oortjies manipuleer, totdat hulle is soos wat jy dit wil hê, of jy kan hulle plat maak, net soos wat jy wil. Ek hou daarvan dat hy lyk asof hy 'n bietjie van 'n oortjie is. Dis te cute, julle, dis te cute. Ok. Kom ons maak hom so, kom ons draai hom gou om. Ag, my jette. Ok, ek gaan nou ophou speel, en die res van die garingkies wegwerk, en dan sien ek julle weer. Cuteness! Ons is klaar, julle. Al die garings is hier in die holte van die ore ingewerk. Hier is niks garings aan die binnekant nie. Dit is baie gemaklik. Niks nate wat jou gaan pla of druk nie. En jy het jou oortjies. En jy kan jou rim opdop, omdop soos wat dit vir jou gemaklik is. En alles het pragtige tekstuur. En dit het so baie hoë vlakke van oulik. Kyk net daar. Ag ja, jy kan jou oortjies draai en swaai, net soos wat jy wil. As jy jou kop gaan insit, dan maak hy hom nou mooi rond. Jy gaan nêrens die nate sien nie. Ag, dit is net 'n oulike patroontjie. So hierdie was in Loving Lilac, en ek dink hierdie was 'n Dusty Pink. Ek kan nou nie lekker syne onthou nie. En dit is net die grootste, hoogste vlak van oulik, en is warm. Dit is ontsettend gemaklik. Hier gaan nie eers 'n bietjie wind hier deurkom na die ore toe nie. Natuurlik, jy kan dit kleiner maak. Jy kan dit ons nou nouer maak, maar dan moet jy net onthou dat jy die missie dan nie jy gaan sy breedte, jy gaan hom moet smaller maak as jy hom gaan korter maak. Anders gaan jy met so lang brim sit wat tot bo oor jou kop gaan oortrek. So as jy hierdie missie wil kleiner maak, is meer as welkom. Onthou net dat jy hom dan in die breedte gaan moet smaller maak as jy hom gaan in lengte ook korter maak. Sy julle geniet julle spitsoor missies, julle cat hats. Dis pragtig en dit bring net 'n smile na almal se gesigte as hulle die hoetjies sien. En ek hoop dit ook 'n glimlag op julle gesigte gaan sit wanneer julle dit dra. Stuur vir my foto's. Ek sal love om te sien hoe lyk julle met julle spitsoor hoetjies. Nou, hier is nog so lekker baie wol oor. Dink dalk moet ons ietsie maak vir die kat ook.